Dan wil ek saam met die profeet roep. Slaan die kapiteel, dat die druppels beer. En as jy nie weet hoe nie, kom vra vir my. Maar ons sal met mekaar moet praat vanmorgen. En hier is dan die van u wat hier sal sit, wat sal waarskynlik aangeraak sal word op 'n ander manier, wanneer jy nou aan mekaar hoor, ek praat oor 'n spesifieke omgewing, 'n spesifieke item, wat baie belangrik is in hierdie volkslewe. Wanneer ek praat oor die vierkleur, sê ons, daar gaan hy alweer. Maar luister my uit vanmorgen, en dat jy net sal hoor en sal verstaan hoe kosbaar Vader se passie vir hierdie klein volkie is wat in die suidpunt van Afrika sit. En ek weet jy het nou lang gesit, maar jy gaan daar nog so 'n paar minute moet bygee. En dan maak ons dit heerlik. En dan wil ek ook vra dat jy so 'n bietjie lewendig sal wees. Toon so 'n bietjie dat daar lewe is, dat daar 'n nuwe energie in die binnekant is, dat daar nuwe krag binne die werk, dat die kennis geneem het van die bevrydingsgees wat Vader vrygestel het in hierdie tyd. Ag, wees so 'n bietjie lewendig. Niemand kan nie kwalijk neem as jy amen sê nie, en niemand kan nie kwalijk neem as jy so 'n bietjie hande klap bysit. Dis dan 'n toonbeeld van lewe. Dis 'n toonbeeld van mense wat opstaan in hierdie tyd. Kan die skrifte vinnig oopmaak? Exodus 25. Jy sal opmerk dis in die Ou Testament. Maar ons begin net daar. Ons eindig by die Nuwe Testament. Kosbaar. Nou hoor wat saam daar geskryf het. Dis Vader aan die woord. Hy sê vir Moses. Moses, volgens alles wat ek jou laat sien. Volgens alles wat ek jou laat sien. Ek trek ons soms so 'n stripie om as jy wil. Volgens alles wat ek jou laat sien. So Moses het nog niks gesien op daardie stadium nie. Maar sy majesteit sê, jy moet oplet. Ek gaan jou iets toon. Ek gaan jou iets laat sien. En kyk net hoe kosbaar, sê Vader vir hom. Die voorbeeld van die tabernakel. Nou, hier is nie 'n tabernakel hier rond nie. Maar sy majesteit sê, ek gaan jou die tabernakel laat sien. So die tabernakel bestaan ergens. As ek dit so mag stel. En sy gaan hierdie tabernakel, ek gaan jou dan laat sien. En die voorbeeld van alles wat daarbij behoort. En die voorbeeld van alles wat daarbij behoort. Nou, jy moet mooi hoor, hier is 'n tabernakel wat nie gesien word nie. En hy gaan nou 'n geleentheid kry om die tabernakel te sien. Maar dit is nie al nie, hy gaan iets sien wat daarbij hoort. Dat is iets wat by die tabernakel hoort. En ons moet daarna gaan kyk. Die profesie in die vierkleur is aan. En jy gaan dit sien. En geef my daar die geleentheid om pad langs met jou te praat daaroor. Wie is die volk aan die suidpunt van Afrika? Ons is nie 'n klomp vlenter mense wat met 'n skipie hier aangekom het en groente begin plant het. Ons is onder die krag van die profesie hier daartoe gedwing. Ons is spesiaal uitgesnoei, edel wingerdstok en hier kom plant. U het nie net hier naartoe gekom om hier te sit en mooi lyk en dat die Afrika son hier moet brand. Dit is 'n bedoeling, mense. Dit is bedoel om 'n plek te skep. Dit is bedoel om die heerlikheid van sy majesteit hier duidelik te laat skyn in hierdie donker plek. Nie ter wille van hulle nie, as hulle vir ewig in die donker bly, maar ter wille van hom wat hier kom plant het. En daar is 'n rede daarvoor. En jy moet saam met ons opgewonde raak. Wat is haar kenmerke is die tweede punt. Hierdie volk wat hier sit, moet toch kenmerke hê. Dat moet iets wees wat beduie wie sy is. Dat sy spesiaal is. En dan kom ons by die derde puntjie, dan moet vingerafdrukke wees. Weet jy wat is vingerafdrukke? En daar 'n dief in 'n plek was die eerste ding wat hulle doen. Hulle doen het nou so daar nie meer, want who cares, sê hulle, wie gee op? Maar vingerafdrukke, as jy jou vingerafdrukke daar kry, dan kom haal hulle jou. Is dit waar? Hoekom? Die vingerafdrukke sê, jy was daar. Mooi,
Maar in die skrifte word vir ons 'n pragtige voorbeeld gegee. Daar staan in die boek vingerafdrukke. As jy hierdie volk aan die suidpunt van Afrika het vingerafdrukke, hier is hulle, ons gaan daarna kyk. En dan moet jy besluit of jy vandag nog vergadering wil hou en of jy wil gaan doen. Hierdie volk wil nie meer godsdienst hou nie, sy wil haar godsdienst omskep. En 'n daadwerklikheid. Dit moet 'n krag wees. Dit moet 'n majesteit wees. Dit moet 'n dinamika wees. Dit moet die plek in vreeslik oorgaan. Niks minder as dit nie. Wie is die volk en waar is haar oorsprong? Nou ek is nie apologeties vandag ten opsigte van wat ek kan sê nie. Maar hoor mooi, dit is insiggewend en is opwindend om daarop te let dat hierdie volk is die jongste volk in die galery van volke wat ooit op die aarde gebore is, waarmee sy majesteit 'n verbond gesluit het. Dis die laaste volkie. En ek lees in die skrifte dat daar staan geskrywe dat die wat laaste is, sal wat wees? Hoe prys sy naam? Die moet het weer 'n keer sê. Die wat laaste is, gaan wat wees? Hulle gaan die eerste wees. Nou voel jy nie vandag hoe die nuwe krag en die dinamika in hierdie volk vloei nie. Nou die aand, so vroeg in die week, as ons op Witbank, en almal het gedink daar gaan maar weer jou gebruikelike 100, sê dan maar 'n baie groot opkoms wees, so 150. Dus daar 1000 binne in die saal en 1000 buite die saal. Weet jy wat soek hierdie volk? Hierdie volk soek verlossing. Hierdie volk soek lewe. Hierdie volk soek opstaan. Hierdie volk soek om te breek met dit wat oor haar gebring is. Wat anders? Sy is hier gebore en sy is gebonde aan die profesie oor haar. En hoor nou wat ek vandag vir u in die duidelikste taal kon sê. Hierdie volk sal opstaan onder die krag van die profesie. Hy is sy kostbare naam. En opdat sy die jongste is, geliefdes, moes sy toch 'n oorsprong hê. Dit was nou interessant as jy 'n spannetjie kinders het. En die ou jongetjie is ook daar. En dan is dit mos so, dat die ou jongetjie mos nou ergens vandaan kom. Hy was nou nie deur die militêre stoere uitgeruik van Irak af nie. Hy is ergens gebore. Hy kom van vooraf. Hy kom uit die verlede. Hy word hier staan gemaak om 'n rede. En omdat sy jongste is, moet sy toch maar 'n oorsprong hê. En jy kyk wat sê die hart, die handleiding Afrikaanse taal. Hy verduidelik oorsprong as afstam. Afstam. Nou jy het nou net so flissies vergeet, dat ek vir u gesê het, dat Vader sê vir Moses, ek gaan jou 'n tabernakel wys, en dit wat by die tabernakel behoort. Onthou jy dit? Daar sê, hier kom jy nou. Hier is nou 'n jong dogtertjie hier. En daar is 'n tabernakel. En wat is haar kenmerke? Dit beteken sy word geken aan iets. En dit is baie belangrik. Om dit te bepaal, moet die skrifte toch letterlik opgeneem word. Ek kan ons nou nie 'n storie uit die duim sê. Die skrifte moet letterlik vertolk word. Hou op om die goed soos Origenes en Plato en Martin Luther en Johannes Calvin te vergeestelik. Hulle het vasgeval by vergeesteliking. Dis hoekom alles nou vandag weer gelyk is in die oë van God. Weet nie van wie hy praat nie, want die God van hierdie Bybel praat nie so nie. En daarom moet ons met mekaar duidelik gaan. Die tabernakel beteken oorsprong, dit beteken habitat. En habitat beteken die plek waar vandaan jy kom. Nou waar was die tabernakel? Die tabernakel is in die hoë hemele. Nou waar vandaan af is u dan nou gebore? Jeremia 1 vers 5 sê, ek het jou geken voor ek jou in die moederskoot geweeg het. Dis die plek waar vandaan ons kom. Dis waar die volk se ontstaan uit die tabernakel verduidelik word en nie uit 'n ander plek uit nie. Ons praat met mekaar, dis 'n omgewing. Dis 'n omgewing rondom die tabernakel. Onthou, gaan jy die tabernakel toe met dit wat daarby
behoort. Is dit reg? Goed, hoor net bietjie. Die vaandels van Juda was aan die ooste kant. Nou wil ek net so 'n bietjie onthou. Dit was aan die ooste kant, die vaandel van Juda. En Reuben was aan die suidekant. En Ephraim was wes. En Dan was noord. Nou ons het so ietsie daar wat ons vir u kan opgooi, as die manne nou daar agter die gordyn net kom bykom, daar sit hy. Dis die tabernakel, dis nie so hy was nie. Daar is net 'n voorstelling. Ek kan dit waarskynlik nie so lekker sien daar nie, maar jy gaan dit op die DVD pragtig te sien kry. Nou, jy moet sien, dit is presies soos wat sy majesteit dit beveel het, in daardie volgorde. En geliefdes, Jesaja, tenminste Genesis 48 vers 9, is die seëninge wat Jakob oor die seuns uitgespreek het. Nou moet jy gaan kyk in die volgorde hoe dit uitgespreek is, presies net so. Soos wat hulle daar rondom die tabernakel geplaas is. En as ons by Juda so 'n bietjie stil staan, en jy moenie met my verveel raak nie, want ek kom by die lekkere gedeelte aan. Jy weet mos nou wat maak 'n knikkerbol, jy moet hom lank suig voordat lekker is. Hier is hy, maar hoor nou mooi, bly met my, want jy gaan baie opgewonde wees vandag hier. Dis kosbaar wat aan die gang is. Juda word genoem deur sy vader Jakob, hy sal soos 'n leeu wees. En dit is vir die ou nuus, maar dit gaan ook oor rooi. Dit gaan oor rooi. Waarom? Hy was sy kleed in druiwebloed. Maar rooi is ook aan die ooste kant. Want as die son as die daglig breek, is dit rooi. Dan kan jy sien dat hierdie rooi vaandel sit aan die ooste kant van die tabernakel. Baie mooi kosbaar. Wat in Genesis 49 vers 10, die scepter, hoor toch mooi, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. Wie is Silo? Silo is die koning van die konings. Hy sê, hierdie veldheerstaf sal uit tussen sy bene, tussen sy voete nie uitgaan nie, die scepter sal nie neergelê word, totdat Silo kom nie. Nou, wanneer het dit gebeur? Dat die gevoel het, dat die scepter is neergesit. Wanneer het die gevoel, dat die krag van sy majesteit wat binne in jou hart werk, het ergens langs die pad uitgeloop. Voel jy nie die nuwe heerlikheid nie? Voel jy nie die nuwe krag? Voel jy nie die nuwe energie, wat besig is om in hierdie land op te golf nie? Dis te laat vir die vyand. Dis te laat vir die syand. Dis te laat vir die Satan. Dis te laat. Vir ewig te laat. Amen. Want hierdie volk staan op hier buite. Prys hom. Maar rooi beteken nie net rooi. Dit beteken ook liefde. Maar waarom gee jy vir jou meisie bosrooi gerus? Liefde is 'n krag. Liefde bind aan mekaar. En ek sien dat hierdie volk is weer besig om met 'n ander oog na mekaar te kyk. Ek sien hulle maak weer tyd om met mekaar te praat oor ons goed in hierdie land. Dit is liefde wat hier praat. Dit is 'n koppel met die veldheerstaf. Dit is gekoppel met die scepter wat nie neergelê sal word nie. Hoe kosbaar. En dan gaan ons 'n bietjie ander Reuben toe. Reuben is die man. As jy net die embleme kan kyk, sal jy sien, Reuben is die man. Nou maak ek dit vanmôre sommer rondborstig hier bekend. Hierdie man is Ish in die Hebreëus. Die man wat die Almagtige geskep het. Die man wat die lig dra. Die man wat 'n vors is. Die man aan wie hy gesê het, onderwerp die aarde aan jou voete en heers daaroor. Hy is daar en hy is wit. Hy is Adamies. Die boek so sê, dan is dit so. Vir Moses gesê, ek sal jou toon
alles wat daarby behoort. Het jy dit vergeet? Nou hoor, wat hoort by hierdie kosbare tabernakel? Wat sê Jakob vir sy seun Reuben? Hy sê, jy sal die vernaamste in mag wees. Nou wanneer het jy opgehou om so te voel? Wanneer het jy toegelaat dat hierdie heerlikheid wat oor u uitgeroep is, hierdie krag en hierdie dinamika, wat voor die grondlegging van die wêreld in u ingeweeg is, wanneer het jy opgehou om dit te beleef, dit te praat, dit te doen? Wanneer? Ons kan vir u baie goedjies vertel. Hy praat ook van die opbruising van waters. Nou moet onthou, waters is nou 'n mooi blou. Maar jy het gesien as waters opbruis is hy spierwit. Hy sê hy sal die vernaamste mag wees. Die opbruising van waters. Kosbaar. Het jy geweet dit alles met die tabernakel te maak? Maar het jy geweet dit alles met u te maak? Alles. Genesis 49, vers 3 en 4 moet jy gaan oplees oor hierdie kosbaarheid. Maar ek wil vandag vir u baie kosbaar vertel van wit. Lig is wit. En het jy geweet dat u 4,5 miljoen kegeltjies in die retina van die regteroog in dieselfde getal in die linkeroog? En het jy geweet dat daardie kegeltjies breek die wit lig op, sodat jy al 7 die ultraviolet kleure van die reënboog kan sien? Weet jy dit? En weet jy dat die 7 kleure van die reënboog is ook die 7 kandelare wat binne in die tabernakel staan? Hoe heerlik om dit nie te weet nie. Maar 4,5 plus 4,5 gee vir jou 9. En die syfer 9 beteken volleinding. En dit beteken dit wat hy begin het, sal hy volleinding. Hy sal het voleindig, hy sal het volmaak afrond aan die einde. Jy dra die teken daarvan elke dag met jou saam. Dis net wit lig wat dit kan doen. Jy moet by my bly. Ons kom by Efraim, en Efraim is 'n stier op die bul. Deuteronomium 33 vers 17 kan jy gaan loop lees. Maar dis die blou vaandel. Jy moet hoor wat symboliseer blou. Blou symboliseer jeug. Ek dink almal van ons verlang om weer 'n bietjie slag jonger te word. Maar gaan jou waar word, vir jou liggaam gaan nie oud word. Maar Vader, laat die manne wat grys geword het, wat lank op die pad is by koning, weer soos Kaleb by Kadesh Barnea gevul word met 'n gees van 'n 30-jarige. Dat dit wat gedoen moet word, gedoen sal word. Maar blou symboliseer ook waarheid, vrede, en jy sal nie glo wat nog nie, afstand. Kosbaar het sy majesteit gekies, dat hierdie volkie oor 'n afstand heen geplant sal word, tot eer van sy kosbare naam. Kom ons kyk na dan die arend, en dit symboliseer groen, of groen symboliseer vryheid. Groen is altyd vryheid. Maar dit het ook te doen met die eerste maand van die eerste jaar van die Exodus van Israel uit Egipte. Die maand Abib. Dis die Exodus maand, maar is ook die maand van die Pascha, onthou jy? Maar dit versimboliseer volheid van vrug in die maand Abib. Hang in die noordelike hemisfeer die koring vol in die aar. Maar hy is nog diep groen. Maar hoor hoe kosbaar sê sy majesteit vir Jeremia in die 11de hoofstuk, vers 16. Sy majesteit het jou die naam gegee, groen olyfboom. Kan jy dit sien?
skoon deur mooi gevormde vrugte. As ons vandag terugkyk in hierdie land, soos wat hierdie kosbare volk gekom het, en ons sien wat sy gedra het in hierdie land, en die wyse hoe sy hierdie land gekoester het, hoe sy die landerye aangelê het, en kunstig die stede beplan het, hoe sy die hele omgewing gedra het, met in haar hart en haar hand, hoe sy met haar liefde, haar passie, hierdie plek 'n heerlike plek gemaak, 'n opwindende plek, soveel so, dat die nasies van die wêreld hierdie plek begeer het, dan klop dit mos, dat jy 'n groen olyfboom is, wat mooi vrugte dra. Hoe kosbaar in sy aangesig is hierdie volk, Genesis 49 vers 16, dan sal aan sy volk reg verskaf, dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enige van die stamme van Israel. Maar dit is Jesegiel, geliefdes, wat hierdie aangeleentheid gryp, want hy sien ook iets. En kom ons kyk wat sien hy in Jesegiel 10 vers 14. Onthou ek het vir u gesê, ons praat oor die vuurkleur. En ek is so pas vir u die vuurkleur beduie. En ek is dankbaar dat hier manne in hierdie land is, wat 'n reuse vuurkleur loop bou het, sodat die wêreld kan weet, wie is hierdie volk wat hier woon. En elkeen het 4 aangesigte gehad. Die eerste aangesig was die aangesig van 'n gerub, die tweede aangesig die aangesig van 'n mens, en die derde die aangesig van 'n leeu, en die vierde die aangesig van 'n arend. Hoor jy, dit is nog altyd presies dieselfde. Dis kosbaar, dis opwindend, dit is wie u is. U is nie veronderstel om vandag hier apologeties huise te gaan nie, om askies en verskonings te maak daar buite, omdat u is wie u is nie. Openbaring 4 vers 7 rond dit af. Ek het vir u gesê, ons gaan by die Ou Testament begin, en ons gaan in die Nuwe Testament eindig. Hierdie boek tussen sy harde buiteblaaie is die woord van Vader, soos hy dit vasgelê het vir die geslagte van sy volk, wat hy om die tabernakel geplaas het. En ek gaan nie nou so 'n bietjie opwinding gee, deur om te vra om die volgende fotootjie daarop te sit, en dan kyk jy net mooi, hoe lyk dit? Kyk daar wapper hulle, die rooi, die wit, die blou, die groen. Jy kan dit self gaan kontroleer. Is dit vir u eienaardig, of dink jy dit is 'n groot toeval, dat hierdie volk 'n vuurkleur het wat oor haar wapper? Dink jy dit is eienaardig, dat ons siener van Rensburg gesê het en uitgeroep het met 'n groot hartstog, hierdie volk sal opstaan onder die vuurkleur. Waar kom hierdie vuurkleur vandaan? Hy kom uit die tabernakel, wat Vader vir Moses getoon het in die hoë hemele. En hierdie volk wat onder hierdie banier is, word oordek met die veldheerstaf. Sy word gedek met vrede, met krag en majesteit. En jy kan nou verstaan waarom die Satan hierdie klein volkie so haat. Openbaring 4 vers 7. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. Onthou jy Juda aan die ooste kant? Jy moet nou maar net mooi kyk. En die tweede lewende wese was soos 'n kalf. En die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Kan jy sien, dis 'n volmaakte koppeling van Exodus tot Openbaring. Dit kan nooit verander word nie, want Vader se woord staan vas van ewigheid tot ewigheid. Jesaja 62 vers 11. Ek moet wakkel, ek wil nie lank met u wees nie. Jesaja 62 vers 11. Kyk, sy majesteit laat dit hoor. Jy hoor nie wat ek vir u sê nie? Is hy nog by my? Sê ek hier aan en ek kan hoor of hy nog hier is? Baie dankie. Jesaja 62 jammer vers 11. Kyk, sy majesteit laat dit hoor. Wat hoor? Wat moet hy, wat laat hy hoor? Vir 'n lang tyd was hy stil. Sy majesteit was stil, maar aan die einde van die tyd laat hy dit hoor. Kom ons lees wat sê hy in vers 11. Kyk, sy majesteit laat dit hoor tot by die einde van die aarde.
En as jy nou mooi gaan kyk, en jy wil nou maar so 'n bietjie afdraand kyk ook as jy wil, dan sal jy sien dat die suidpunt van Afrika lê aan die onderpunt, aan die einde van die aarde. En hierdie profesie roep tot hierdie volk wat vanmôre hier sit. Hierdie profesie sê aan die dogter van Sion, kyk, jou heil kom. Amen. Jou heil kom. En jy moet kyk. Het jy gehoor? Jy moet kyk. Hou op om na die bootvalie buite te kyk. Sy majesteit het gesê, hy gaan hierdie plek so maak. Maar jy moet nie daarna kyk nie, want hy het gesê, julle en julle nageslagte sal weer die stede bou. Julle sal weer die wingerde bou. Julle sal weer die landerye aanlê. En julle sal weet dat ek Jahwe van die leerskare is. Prys hom! Prys sy kosbare naam, sê aan die dogter van Sion, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Met ander woorde, hy sê, majesteit sê, ek kom na jou toe, o broosheid. Jy wat ek geplant het, jy wat vir eeuwe al vervolg word terwille van my naam, jy wat jou volk gebou het op die kraakbeen van kinders, jy wat 'n bloedstreep getrek het tot vanmôre hier, jou heil kom en jou loon is by my, nie by die ander. Prys hom! Ons loof hom, Sefanja 3 vers 10, oor kan die riviere van kus vandaan het gehoor dat boer Gert het dit vir jou so verduidelik. Ek wil nie daarop uitbrei nie, maar ek praat van 3 omstandighede, 3 kragtige momente as u wil. Oor kan die riviere van kus vandaan, een sal my aanbidders kom. Dis eksklusief, dis eenkant, dis spesiaal, dit is geplan uit die troonkamer. Lang voor hierdie volk bestaan het hy dit aan laat kondig, my aanbidders sal oor kan die riviere van kus vandaan kom. Halleluja! Hoe kosbaar en hoe heerlik. En dan sê die tweede, hy identifiseer hulle, my verstrooide gemeente. My verstrooide gemeente, wie die wil staan in die oorspronklike taal, hy sê, my smeekelinge. En ek herinner my aan die tyd, toe hierdie volk sy grootmoeder, die ou Israel, die antieke volk van vader, vasgevang is in 400 jaar slavernij. Toe het sy smeekeling geword, want vader sê vir Moses, wanneer hy hom kry, in die onherbergsame gedeelte van die berg, hy sê, Moses, dis die eerste ding wat hy vir hom sê, Moses, die klaagliedere en die smeekinge van my volk het opgeklim tot binne my oor. Nou vra ek vanmôre net vir u, as daar die volk wat om die tabernakel was, en ons wat uitgebore is uit hierdie moeder, van daardie tyd, wat so georden was, dan praat hy weer in die profetiese rede, Amos 3 vers 7, dis 'n raadsbesluit, en hy gaan dit doen, want hy doen niks, as hy dit nie aangekondig het nie. Hy sê, oor kan die riviere van kus sal my aanbidders kom, my smeekelinge. En ek hoor hier buite, wanneer ek beweeg, hoor ek hierdie volk sê, ons moet tot ons God roep. Ons moet tot Jahwe van die leerskare roep. Maar kom die troos vanmôre, hy luister na sy smeekelinge, want onder die profesie word dit so kosbaar duidelik. En geliefdes, hoor mooi, my offerande, daar's aanbidders, dan is daar smeekelinge, en daar's daar offerande. Nou kom ons maak gou daarmee klaar. Kom ons maak gou klaar. Maar voor ek verder gaan, wil ek net gou vir u iets beduie, dat dit nie so 'n bietjie aan die hart druk. Hierdie vlag wat vanmôre hier in die son skyn, van Afrika wapper. Hulle noem hom die vlag van die nuwe Suid-Afrika, maar het die mooi gekyk, dis 'n geknakte vuurkleur. Hulle kon ons enige ander embleem gekies het, hulle kon ons enige ander stuk lap gekies het, hulle kon enige ander kleure gekies het, maar hulle het dit juist nie gedoen nie, hulle kies die vuurkleur. Waarom?
Waarom dink u kies hulle dit? Jy sien, hierdie ou vlaggie wat hier buitekant wapper, hierdie geknakte vierkleur, is ingewig met 'n swart driehoek, omlyn met 'n geel baantjie. Het jy dit gesien, geliefdes? Jy moet mooi kyk wat het hier gebeur. Ek wil dit vir u wys dat jy dit verstaan. Swart dui duisternis aan. Dit dui ook dood, vrees, antagonisme, arrogansie, chaos, onheil, misdaad, anargie en rebellie aan. En as ons kyk na hierdie land, dan sien ons wat het hierdie kosbare volk binnengedring. Dit is anargie, dit is dood, dit is duisternis. Wat nog? Dit is chaos, onheil, misdaad. Wie is Frederik Bouwel? Die man wat hierdie ding ontwerp het, vergeet sy naam, hy is in elk geval dood, soos in dood. Want iemand wat my oogappel aanraak, sal ongestraf bly, spreek sy majesteit. Hierdie raadsplan is baie duidelik. Hierdie volk word gebore aan die suidpunt en gevestig aan die suidpunt van Afrika om in die bestaan of in die heelal en binne die skepping kan jy iets troos vanmôre en net voel dat u staan bekend in die skepping as die aanbidders van die Almagtige oor kan die riviere van kus. Voel jy nie so nie? Dan is dit vreemd dat jy nie so voel nie. Waar is die opwinding van die oomblik? Die volk was om die tabernakel met hierdie 4 vaandels geplaas om in die hele wêreld daar die tyd bekend te staan as die aanbidders van die Elohim van die leerskare. Is dit vir die toeval dat in die begin was dit so en die laaste volk wat gebore word het dieselfde banier wat sy dra waaroor sy in ekstase is. Waarom? Omdat die Elohim laat dit hoor. Hy sê as my aanbidders daardie, hy praat van my verstrooide gemeente, my smeekelinge, die dogter van my verstrooide volk. Hulle kom met 'n nederige petisie. Geliefdes, ek wil julle nie vermoei vanmôre nie, maar jy moet die hand van Vader in hierdie volk se lewe nou asseblief begin sien. Amen. Hoor wat sê hy? Hierdie nederige petisie 16 Desember 1838, ek is nie met 'n gelofte rede besig nie. Ek is besig met 'n datum. En op hierdie datum gaan kniel die manne in die lang gras met 'n nederige petisie. Weet jy wat is hulle petisie? As u vir ons die oorwinning gee. Is dit dan nie nederig? As u majesteit, vir ons die oorwinning gee. En dan sal ons 'n tabernakel vir u wees. En geliefdes, ons by hierdie oomblik waar ons weer moet afgaan ondertoe. Met 'n nederige petisie. Vader, as u vir ons die vyand in ons hand gee, dan sal ons opstaan en vir u 'n tabernakel. Jesaja 16 vers 62 sê, en jy onthou nou dat Jesaja baie lang voor 16 Desember 1838. En hoor wat sê die profesie, en ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek Jahwe is. Ek dink daardie dag, na die slag, het die manne mekaar vasgehou en geween vanweer die grootsheid van die handeling van die Almagtige met 'n klein bondeltjie mens. Hoe kosbaar, hoe heerlik. Sefanja 3 vers 8. Daarom verwag my, spreek sy majesteit. Wat wil hierdie volkie vandag hoor? Verwag hom. Is hy in die doodsakker? Ja.
Is hy verwoes en verjaag en vertrap? Ja. Wat sê die profesie van Sefanja? Verwag my dan. Verwag my. Op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort. Jy het maar net vergeet, ek het nou vir die daaraan herinner. Wie hulle wat my oogappel aangeraak het. En dit staan vast, geliefdes, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Maar hoor nou mooi wat maak sy majesteit. Onthou, die profesie hou nou aan. En hou aan in die 9de vers van hierdie 3de hoofstuk van Sefanja. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van majesteit Jahwe sal aanroep en om met 'n eenparige skouer sal dien. Daar sal nie meer verdeeldheid wees nie. Daar is ook meer tyd daarvoor. En omdat dit so is, sê sy majesteit in die 12de vers, Sefanja spreek dit uit. Spreek dit uit, Sefanja, dat die ganse skepping dit hoor. Spreek, Sefanja, dat dit sal weerklik vind in die harte van my volk. En ek sal tussen julle in laat bly, of tussen jou in laat oorbly, jy elendig en 'n geringe volkie, wat by die naam van Jahwe sal skuiling soek. En ek herinner my, nou die dag nog, op die 16de Desember 1838, toe doen hulle juist dit, en hulle gaan skuil by sy naam, en die ken die uitslag daarvan, daarom sal hierdie volk weer kies in hierdie dag, om by sy naam skuiling te gaan soek, soos hy altyd gedoen het, en het gesê, en daardie dag sal ek jou uitred, spreek sy majesteit. Romeine 11 vers 4 sê, wat sê die Godspraak aan hom? Ek het nou in die Nuwe Testament. Want as we nou kyk of die profesie deurloop, en verdra my maar nog so oomlik, en as die hoender in die wind verbrand, kry maar 'n ander een. Maar hoor nou mooi, hoor hoe kosbaar, dat ek graag wil dit baie opgewonde moet raak, want ons gaan deur hierdie land, gaan ons hierdie woord laat gaan, en hierdie volk gaan opstaan, hierdie volk gaan 'n heerlikheid word, hierdie volk gaan uitbreek uit die jukke, hierdie volk gaan die stroppe breek, hierdie volk gaan op haar voetsool staan voor die aangesig van Jahwe Elohim. Romeine 11 vers 4, wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie, toe die wêreld dink, dit is u kapot, toe die wêreld dink, toe die Satan dink, het 'n volmaakte slag van oorwinning teenoor die volk van Jahwe gebring, toe sê Vader, toe sê die Godspraak, hy sê, maak het bekend in die skepping, ek het vir my 7000 laat oorbly, wat nie die knie gebuig het nie. En ek sê vir die wêreld hier buite, en ek sê vir die Satanse hele hiërargie daar buite, sy majesteit het vir hom 'n volkie aan die suidpunt van Afrika laat oorbly tot eer van sy dag. Hoe kosbaar? Wanneer het hy dit gedoen? Wanneer het hy hulle laat oorbly? Toe Jesebel agter die troon gestaan het en die hele volk verlei het op Baal te aanbid. 1 Konings 19 vers 8 kan jy dit loop lees. Dit is 'n herhaling van gebeure. Dit is vars en nuut. Hierdie hele volk het weggesink in die drulsel van afgoderry. Maar terwyl dit aan die gang is sy woord ewig waar gebly. Dit het gebly by waar dit vandaan kom, uit die troonkamer, suiwer en onveranderlik. Toe die troon korrup was, toe bloedbad aan bloedbad geraak het in daardie tyd. Wanneer het hy hier oorblyfsel laat oorbly? Toe die volk in afgoderry was. Toe daar bloedbad aan bloedbad was. Toe die plek korrup was. Toe laat hy vir hom 7000 oorbly. En ek vraag vir u vanmôre,
of is dit ampermiddag, maak nie saak nie, maar hoor net hoe kosbaar in daardie tyd kan ons dan net die omstandigheid oordra in die suidpunt van Afrika, dan sien ons presies dieselfde omstandigheid hier. Die volk is in 'n afgoderry toegedek. Sy is waaragtig aan die bloeie, soveel so dat bloedbad aan bloedbad raak. Vanmôre toe ek op pad is hierheen stuur hulle vir my 'n SMS-ie in Pietersburg. Ek noem hom Pietersburg, want dit is sy naam. Geliefdes en hoor, daar's 'n 40-jarige man, hulle 15 van hulle val hulle aan. 15 van hulle verwoes hulle. Die vroutjie word verkragt. En die ou 4-jarige ou dingetjie word aangerand, sy's 'n bloedmassa. Wow, Elohim! My koning! My Vader! Die bloedbad! Die majesteit! Spreek! O Jahwe! My hart ween oor daardie man. My hart ween oor daai dogtertjie. Verby my volk, verby met 'n stelsel. Terug na Jahwe. Terug na hom toe. In die volheid van jou krag en jou liefde. Romeine 11 vers 5 betuie. En Paulus roep het uit en het het betrekking op hierdie kosbare volk wat in die suidpunt van Afrika sit. Net so is daar ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Kan jy hoor wat sê Paulus? Hy sê dit is nie klaar nie. En Paulus het lang teruggelewe. Maar ek kom vanmôre met 'n nuwe passie en 'n oortuiging in my hart vir u sê, ooreenkomstig die verkiesing van die genade, het sy majesteit vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly tot eer van sy naam. Dis wat sy majesteit, of dit wat sy majesteit geskep het tot sy glorie, die het ook bekwaam gemaak daarvoor. Die skep ons nie net iets tot glorie en dit nie onbekwaam, en is onbekwaam nie. Die skep ons met 'n bekwaamheid. En wanneer gaan u voel dat u is bekwaam, wanneer gaan u die Satan se storieetjies los, wanneer gaan u ophou praat oor sonde, wanneer gaan u begin aanneem wat sy majesteit finaal gedoen het by Golgotha. Dis 'n afgehandelde, dis 'n volbrachte werk, dis 'n volmaakte verlossing. Wanneer neem jy dit besit, dat jy kan vrykom, dat jy kan beweeg, dat jy op die voete kan kom, dat jy waarlik kan begin doen wat die Gees in hierdie tyd vir ons sê om te doen. En hierdie tyd is beplan tyd. Hierdie tyd is hande vat tyd. Hierdie tyd is skouer vierkantig maak tyd. Hierdie tyd is 'n skerp kyk tyd. Hierdie is 'n tyd van 'n woord wat kragtig gespreek moet word. Hierdie tyd is voorbereidingstyd. My vader se volk was nog nooit sonder manne wat die swaard kon trek nie. Verkondig ek geweld? Nee, maar ons sal ons waaragtig tot die laaste druppel bloed in die naam van Vader Jahwe verdedig tot eer van sy naam. Hy eis dat ons skerp sal wees in hierdie tyd. My offerhande, en daarmee sluit ek af, Romeine 12 vers 1. Onthou nou hierdie volk sal sy offerhande bring, ons moet kyk wat is die offer wat gebring moet word. Romeine 12 vers 1, vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van Elohim, dat julle liggame stel as wat? As 'n lewende en 'n heilige, en aan Elohim 'n welgevallige offer. Hy sê dit is julle redelike godsdiens. Dit. En dis die offer. En ek het niets vanmôre vir u. En ek gee nie om hoe groot die sonde in jou lewe was nie. Ek gee nie om hoe ver jy onderdruk was nie. Ek gee nie om hoe diep jou wanhoop was nie.
Ek gee nie om hoe diep jy die verliese in jou lewe ervaar het nie, maar ek gee om vanmôre vir jou te sê, jou heil kom. Amen. Hy gaan reine gee. Hy gaan 'n brandende hart gee. Hy gaan 'n passie gee, wat soos 'n vuur sal brand, van die ooste tot die weste, en uit die noorde tot die suide sal dit weer klink. Die wat? Die ontwaking van 'n volk onder die naam van Jahwe. Prys hom. Volkskantsel sal verstaan dat hierdie volk doelbewus in faksies opgedeel is. Is georganiseer om in faksies te wees, sodat jy altyd faksiebelange moet beskerm, sodat ons nooit een van hart en een van gesindheid kan wees nie. Want solank as wat ek my groepie beskerm, beskerm ek eie belang, en so haat ek my broer in die oorkant, want hy kom steel my gemeentelid, en hy kom steel 'n boervolk lid van my af weg. Weg is daar die tyd, weg is dit met die grense, weg is dit met verdeeldheid, weg is dit met broederhaat, en naaste liefde sal 'n krag word, wat vloei uit die gees van die Elohim, en die wêreld sal weet, dat die vernuwing in hierdie volk begin het. Op die 3 Desember 1838, en laat my net toe om 'n klein stukkie ietsie vir u te beduie, want ons is binne in die laaste 3 weke in 'n spiraal van gebeure gedompel, wat 'n mens jou na jou asem laat snak. Maar op die 3 Desember 1838, toe val die boere-ekspedisie, die verkenners vas teen die Zulus in 'n beboste gedeelte, en hulle moet hulle self uit daardie plek uitveg. Maar die 3 Desember is aanleiding gegee tot die laartrek van 16 Desember, toe kom die oorwinning. Dit is sy majesteit wat met ons werk, dit is sy krag, dit is sy majesteit, dit het niks met die denke van 'n mens uit te waai nie. Die boodskap is jy moet laartrek, die volk moet inbind. Amen. Sy moet daar gereed maak. Amen. En hoor nou, verlede jaar, en hierdie broers wat saam met my was, hulle sal getuig daarvan. Ek nooi en ek sê, kom ons gaan saam met my asseblief. Waar gaan ons heen? Nee, ek wil na Eugene ter Blauw se vergadering toe gaan. Ek het 'n woord om vir hom te vat. Die Elohim het gespreek. En so ry hierdie broers saam met my, en ek kry hom in die foyer, ek sê vir hom, Eugene, vandag is die 3 Desember, ou broer. Hoor die woord van Jahwe. Hier gaan 'n verskrikking kom, maar die volk gaan laar trek na hierdie datum. Hy het my gegryp en my skouer gehuil, daardie man. En vandag weet ek, dat daardie profetiese woord was waar. Sy dood is 'n oomblik in die geskiedenis wat 'n era afgesluit het. En ons laat hom rus, want dit is afgehandel. Maar my geliefde volk, oogappel van Jahwe, jy gaan gedwing word, volgens die profesie, om nou laar te trek. En binne daardie laar sal ons knieë gaan buig. Binne daardie laar sal ons mekaar lief hê met 'n nuwe liefde. En binne daardie laar, kosbare seuns en dogters van Jahwe Elohim, sal ons weer 'n nederige petisie aan hom rig. As u aan ons die oorwinning gee, dan sal ons 'n huis word tot eer van u grote naam. Waarom moet ons langer vas bly staan? Omsiener het dit gesien. En is 'n man in die moderne tyd, al is hy nou vroeg in die middel 20's oorlede, het hy hierdie wonderlike ding gesê. Hy het gesê, die vuurkleur sal weer wapper. Hierdie volk sal weer tabernakel wees voor sy aangesig. En niks gaan dit stop nie. U hoor wat ek vir u sê, niks gaan dit stop nie.
Geen nag op die aarde gaan het stop nie. Waarom nie? Omdat die asem van die ere het het aangeblaas. Amen. Hy blaas die lewe. Hierdie volk sal weer een volk voor sy aangesig wees. En die vrede van die Allerhoogste sal oor haar oordekking word. Amen. As dit nie waar word nie, lees ons te vergeefs in hierdie Bybel. Amen. Maar hoor nou mooi kosbaar. Kom ons maak net klaar met hierdie twee beloftes. Jesaja 6 vers 3. Jesaja 6 vers 3. En die een het die ander toegeroep. Dis in die Ou Testament. Die een het die ander toegeroep. Weet jy wat roep hulle? Weet jy wat roep hulle? Heilig! 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 Is Jahwe van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Dis in die Ou Testament. Dis 'n raadsbesluit. Dit is aangekondig. En hoor, hoe word hy opgetel en verder gedra. Die een onder, die ander een bo, waar die tabernakel vandaan kom. En hoor kosbaar. In Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens. Ons het hulle vir u beduie. So om. Dis hierdie volk. Aan die eindbestemming. Hoor wat sê. Hulle het sonder ophou. Dag en nag gesê. Heilig. 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 Is Majesteit Jahwe. Die Almagtige. Wat was. Wat is. En wat kom. Aan allemaal die eer en al die aanbidding van hierdie dag af aan totdat die fakkel sal brand op al die bergpieke en die volk vry verklaar word voor sy aangesig. Ek dank u. Amen.